Good morning. Goeiemôre. Môre, môre. Môre Janet, môre, môre Anshan, môre. Sê gou vir mekaar hallo, hallo, hallo. Het julle koffie, het julle tee? Het julle koffie, tee? Het julle koffie en tee? Julle moet koffie en tee kry. Tien, 9, 8, 7. Julle weet van ons kommunikasiekanale, alles, Facebook, Instagram, daar's alles daar. Het julle al na die website gaan kyk? Gaan kyk bietjie na die website. Ons het 'n website ook up and running. Go have a look at the website. It looks pretty neat, I think, pretty decent, professional. Birthdays. Wie het ek laas gelees? Jan Vanessa. Jan Vanessa, is Jan Vanessa. Nee, is Vanessa is Tina is nie, Caitlin van Sail. Is Tina hier so? Nee. Caitlin van Sail, Renet en Milana Brits. Milana, kom hier so. Yes, hierdie. Ja, maar hier is melktert. Hier is melk. Nee, van die melktert een. Vat al twee. Jak en Emeline en Willie en Vanessa Nel. Vir huweliks herdenkings. Is daar mense wat van hierdie mense wil sjokolades vat? Het julle sal julle kry. Ons het ook net besluit ons wil graag die kerkraad aankondig. Ons het nog posisies oop op die kerkraad. Daar's jou kerkraad vir 2025, 2026 en ons het dit uitgesit, so ek's voorsitter, Liesel is ondervoorsitter. Estelle help ons met al die administrasies, al die goeders om aan te teken. Die huidige mense is AB Williams en dan Arthur en Donnie Kotse, François Archer, Louis Burger en Mandy Morkel. Ons wil graag vir Lazel op die kerkraad sit. So as julle enige beswaar het, moet julle skriftelik, dis nou maar die prosedure, sê nee, julle stem nie saam nie. So ons moet dit 2 keer afkondig en dan ja, daar's François, waar is sy Johan daar's François en daar's Dani vir die wat julle wat gewonder het. Daar's die gesiggie by. Dan is daar's al 'n ruk lank 'n versoek van mense wat graag 'n prayer groep wil begin. We are starting a weekly prayer group. Please contact Estelle to join. So daar's 'n weeklikse bymekaar kom wat hulle graag wil doen en wat ons graag wil doen. Julle is baie welkom daarso. As ek vinnig oom. Baie te vinnig. Okay. Hy's na die tyd kan julle online ook weer kyk. Sorry, ek is nog opgewonde oor die rugby so. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons hier kan wees. By mekaar. Lord, thank you that we can be in your presence. Even though we don't always deserve it and are forgotten or feel forgotten sometimes. Guide us and touch us and work with us, for we cannot do it on our own and we need you. We give you all the glory and all the praise in Jesus' name. Amen. Ek groet julle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees wat teenwoordig is. Kom ons staan en ons prys die Here.
Everyone needs compassion, a love that's never failing. Let mercy fall on me. And everyone needs forgiveness, kindness of a Savior, the hope of nations. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Take me as you find me, all my fears and failures. Fill my life again. I give my life to follow everything I believe in. Now I surrender. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine the light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine the light and let the whole world see. Singing for the glory of the risen King. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Wie regeert? Wie is in beheer? Wie is die begin en die einde en wat is, wat was en wat kom? My hart wil sing, alle eer wil ek bring. Hy is die weg en die waarheid, as niemand soos hy. Lig jou hande na bo, sing halleluja, hier aan hom. Halleluja, ons koning kom, loof sy heilige naam. Lig jou hande na bo, sing halleluja, vertrou op hom. Halleluja, ons koning kom. Hy kom om ons te hou. Elke knie sal buig, elke tong sal getuig. Hy die dood vir ewig oorwin, hy het opgestaan.
lig jou hande na bo, sing halleluja, gee aan hom. Halleluja, ons koning kom, loof sy heilige naam. Lig jou hande na bo, sing halleluja, vertrou op hom. Halleluja, ons koning kom, hy kom om ons te hou. In 'n donker wêreld vra almal, wie sal die volk kom lei? Dis die ruiter op die wit perd, hy kom vir jou en my. Lig jou hande na bo, sing halleluja, gee aan hom. Halleluja, ons koning kom, loof sy heilige naam. Lig jou hande na bo, sing halleluja, vertrou op hom. Halleluja, ons koning kom, hy kom om ons te hou. Ons koning kom, hy kom om ons te hou. With a melody, you surround me with a song of deliverance from my enemies, till all my fears are gone. I'm no longer a slave to fear, I am a child of God. I'm no longer a slave to fear, I am a child of God. From my mother's womb, you have chosen me. Love has called my name. I've been born again to your family. Your blood flows through my veins. I'm no longer a slave to fear, I am a child of God. I'm no longer a slave to fear, I am a child of God. Split the sea so I could walk right through it. My fears are drowned in perfect love. You rescued me and I will stand and sing. I
child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Ons redden kom van ons God, wat heers vanaf sy hemeltroon. En hy is die Lam, wysheid, heerlikheid, sterkte en mag. Lof, dank en eer net aan hom. Hy is die Heer vir ewig en ewig, en hy regeer vir ewig en ewig. Hy is ons Heer vir ewig en ewig. Amen. En ons die verlostes getuig, deur woord en gees lei hy ons, en ons roep dit uit, wysheid, heerlikheid, sterkte en mag. Lof, dank en eer net aan hom. Be to our God vir ewig en ewig. Hy is die Heer vir ewig en ewig. Hy is ons Heer vir ewig en ewig. Amen. Salvation belongs to our God, who sits upon the throne, and unto the Lamb be praise and glory, wisdom and thanks, honor and power and strength. Be to our God forever and ever. Be to our God forever and ever. Be to our God forever and ever. Amen. Be to our God forever and ever. Be to our God forever and ever. Be to our God forever and ever. Amen. Lord, I pray that this message just reflects what you want to say and not me. And what is written in the Bible, that it is true and that it is proven and that you give life and that this word of yours will always give life. May we rejoice in that. May we hear what you want to say. In Jesus' name, amen. This week I read a really interesting thing in Matthew, in the book of Matthew. There's a lot of themes and a lot of things going on. But in the New Testament and in the Old Testament, there's a big thing about a mountain. So a mountain was, remember, they were completely flat earthers. Hulle het geglo die aarde is plat. En hulle het geglo die hemel is bo in die Bybelse tyd. And so there was a connection between heaven and earth. En die plek waar jy gaan om daai koneksie te kry tussen hemel en aarde was natuurlik op die berg.
So dis hoekom hulle altyd so op die berg opgegaan het. Moses gaan op na die berg Sinai, Elia gaan op by die berg. Want elke keer was it was the touching point between heaven and earth, was this mountain, the mountaintop. So it's very, very interesting that this mountain idea continues in the New Testament with the book of Matthew, then using 7 mountains. And throughout the book of Matthew, there's 7 mountains where Jesus go on top of the mountain. And it's interesting that where other people go up on the mountain to hear what God has to say, Jesus goes up to the mountain to recharge. So hy gaan soontoe. En dan is daar ook 'n idee dat die berg is natuurlik hy's gekruisig op die kop Golgotha, die berg Golgotha. And so the cross also becomes like the connection between heaven and earth. It's the pinnacle of where heaven and earth connect. It's the new temple, it's the new way, it's the new truth, it's the new life. So I am very convinced that the Bible teaches us that Jesus' whole idea is to say that let your kingdom come and your will be done on heaven and so on earth. So ons lewe met hierdie koninkryk deeltyd. So what is the kingdom of God about? So when he teaches on the mountain, he's teaching about the kingdom of God. And he makes it really clear. So I was wondering, all of us are in different seasons of our lives. So ons het nooit, ek dink ons is nooit op dieselfde pad nie. Ons is elkeen 'n ander pad met die Here en elkeen 'n ander pad met iemand. En so ek dink nie die doel is altyd om mense se pad omver te gooi nie, maar om saam met mense te reis en saam met hulle te journey op wat God mee besig is. En eintlik vir hulle te wys waar's God mee besig in hulle lewe. En ek dink dis wat Jesus ook wil doen. So wat ek vanoggend wil doen is I want to take these 7 mountain themes and I want to place it there and I want you to see yourself there. Maybe in which one do you fall into on his teaching? Because if I take this example, as jy vandag in Jesus moes vasloop, direk, wat sê jy wil hoor? What would you want him to say? Wat sal hy vir jou, wat dink jy sal God vir jou wil sê en wat sal hy vir jou sê? En gaan dink mooi, is dit wat God vir jou sal sê of is dit wat jy wil hoor? So when I want to use these 7 mountain themes, I just want to place yourself there as if you're in the presence of this mountain teaching. And in which category do you fall? And where do you see yourself in which area or season of your life? The first teaching was really interesting. It starts with Matthew 5. Moenie worry, ek gaan nou nie 'n vreeslike lang preek hê van 7 temas, 7 en dan gaan ons nou hier vir 4 ure sit nie. Die eerste een begin hy met die Beatitudes. Hy sê geseënd is julle. Nou ons sing gereeld, ons vra gereeld 'n blessing op iemand en geseënde Kersfees. Blessing, dis 'n groot woord wat ons gebruik. Maar wat beteken dit om geseënd te wees? Nou die Ou Testament het 'n definisie, maar die Nuwe Testament het ook 'n definisie wanneer Jesus sê geseënd is jy. Blessed are you. Now, when he starts to say blessed are you, what is the first thing you think you'll hear? Blessed are you if you, I think the first thing you want to hear is if you do the right things, if you go to church, if you pay your tithes, that's blessed are you if you. Interesting that Jesus starts with blessed. He starts with the first thing, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of God. The second one he says, blessed are those who mourn, for they will be comforted. And blessed are the meek, for they will inherit earth. So die eerste seën is nie vir die wat dit bymekaar het nie, maar die wat alles verloor het. So this poor in spirit, you can translate it to something like, it's those who recognize their complete dependence on God, having no claim to status, righteousness or power before him. Dis daai wat
wat jy daai totale soeke wat ek wil hê, neersit en sê ek is afhanklik van wat God wil hê en nie ek wil hê nie. Hy gaan aan en hy sê, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Blessed are the pure of heart, for they will see God. Nog nêrens het ek gelees dat blessed is jy as jy baie het of die regte ding doen of die goeie ding doen nie. Hy het gesê geseënd is jy as jy die regte ding doen en jy word vervolg, nê? Nee? Blessed are you if you hunger and thirst for righteousness, and blessed are those who are merciful, for they be shown mercy. So miskien plaas jy jouself in hierdie seisoen van jou lewe waar jy dan nou die Beatitudes is, the Sermon on the Mount, waar jy sê ek blessing, waar pas ek in 'n blessing gedagte. I did not put number 2, but the number 2 is the mountain of provision. So the second one was a teaching when what was really interesting is Jesus feeds people and then he meets this Canaanite woman, hierdie Kanaanitiese vrou, en dan sê sy vir hom, maar die honde moet ook eet. Hierdie random stuk waar hy sê die kinders eet en dan sê sy ja, maar die krummels eet die honde ook van. Nou die honde was die heidene. The dogs were heathens. En sy sê vir Jesus eintlik, het jy gekom net vir die Jode? En dan sê Jesus, nee, ek het gekom vir almal, vir die Jode en nie die Jode, vir almal. En dan voer hy die 4000 en dit doen hy ook op die Mount Olives. Dis die tweede gedeelte wat jy nou nog gaan kry hier by in Matteus. Ek is nou te ver hierso. The Mount of Provision, waar hy 4000 mense voer. The world will ask who fed you before it asks what do you believe. Miskien is jy op 'n plek wat jy mense moet voer, voorsien. Of miskien moet God vir jou voorsien wat jy vra, Here, ek is afhanklik van U. Blessed are those poor in spirit, en miskien moet U vir my voer en verduidelik wat U wil hê en wat U vir my wil hê. Then you get the mountain of revelation. This was when God transformed in front of their eyes. And so Oscar Wilde says, the true mystery of the world is the visible, not the invisible. So dis Petrus en Jakobus gaan saam met hom op en dan verander hy van gestalte. En hy verander voor hulle en miskien is hierdie 'n seisoen in jou lewe waar jy is om te sê I need some transformation with some things in my life. So maybe I'm poor in spirit. I need to realize I'm poor in spirit. Poor in spirit means I'm really dependent on God. I don't have it all together. I don't know everything. And maybe God should provide for me more. And not in physical sense, but in a wisdom sense, a spiritual sense, and everything else. And maybe God should transform me, as He does in His teachings. And when He transforms me, He teaches me about judgment. That's the other one, the fourth one. So maybe when He starts to work with me, He teaches me about a judgment. Nou die interessante van die judgment is not one stone here will be left unturned. Is Jesus announces judgment. Jesus se oordeel was nooit oor die heidene of was nie, dit was min oor die heidene en die ongelowiges. Dit was oor die unfaithful leadership in die hollow religion. Dit was oor die skynheiliges en die oppervlakkige Christene. En hy sê eintlik die oordeel gaan na hulle toe. En ek het nogal gedink, ek wonder Jesus het soos twee radikales van die mens gesien. Hy het die absolute gebrokene gesien, die stikkend, waar sy hart ook gebreek het. En dan het hy die absolute skynheiligheid gesien van die mens. Hy het soos hierdie twee uiterstes gesien. En as hy judge, dan sê hy, julle judge hierdie mense wat niks het nie, en arm is en stikkend is, maar judge die wat fake Christene is, fake geloof is, wat dis eintlik waar dit gaan vir hom. By Getsemane doen hy die groot gebed en hy sê, nie my wil nie, maar U wil. So miskien seisoen van verandering, seisoen van afhanklikheid, seisoen van God wat voorsien, vir jou om te verander, to transform, you need to submit. Jy moet oorgee. The cross is the eternal yes of God's love.
is wanneer jy nie genade goedkoop maak nie, maar duur. Wanneer jy nie elke keer net sê ek's jammer nie, maar wanneer jy regtig verander, submit en oorgee. Miskien is jy in daai seisoen van jou lewe. Die 7de een wat hy daar het is, hy sê, op die ouene dan stuur hy almal uit en hy sê, all authority has been given to me, gee ek nou aan jou oor. Nou hierdie is vir my belangrik, want baie keer dink ons en ons bid, God moet ingryp in hierdie land en in hierdie wêreld en ek sien op Facebook sien ek ook comments van ander gelowe en wat mense sê en soos mag hulle God vrede gee vir daai mense en dan sê hulle maar julle God is imaginary en ek praat net van ander gelowe. En toe wonder ek as dit kom by die ware God, ons God en Jesus. As ons sê hy moet vir ons vrede gee, wat sê ons? Moet hy afkom en vir ons kom vrede gee hier tussen ons? Moet hy van bo af afvaar en hier kom sê vrede vir julle? Want hy het dit eintlik gedoen. Soos hy het afgekom en het gesê vrede vir julle. En toe sê vir hulle, hoe lyk daai vrede? Toe vat hy brood, toe breek hy dit, toe sê dis my liggaam, dis gebreek vir julle. So vrede gaan gebeur in en deur my en jou. En miskien is dit 'n seisoen waar jy moet vrede maak. Om gestuur te wees, beteken jy is gestuur as wat? As sout en lig. Jy is nie gestuur as 'n oorlogsstryd nie. Jy is gestuur as sout en lig. So, ek weet nie in watter seisoen jy jouself bevind nie en waar jy is nie, maar dit is my die mooi van die Bybel, is dat elkeen op 'n verskillende of op 'n ander plek is. Nou, hierdie alles gebeur met Jesus, maar voor hy al hierdie berggoeders aanpak, predikings, is daar 'n stuk wat vir my nogal eers uitstaan, is voor jy nou op hierdie reis kan gaan. En dit sluit aan by die eerste een. Jesus loop in die woestyn, en dan kom daar 'n slang na hom toe, en die slang sê vir hom, jy's mos die seun van God. Interessant dat die slang hom dadelik herken. En dan gee die slang vir hom 3 toetse, en hy sê vir hom, verander hierdie brood, verander hierdie klippe in brood, want Jesus was baie honger, die menslikheid van God. En dit is 'n storie van ons. Nou, as jy alleen honger in die woestyn is, dink ek, en jy het goddelike krag, lê die versoeking daarin dat die slang vir hom sê, maar sal 'n pa dit aan 'n seun doen? Sal jou pa jou daar alleen in die woestyn los? Want as hy dit doen, en hy sê hy is jou pa en hy is die God van alles, verander alles. En dis waar Jesus sê, jy sal my nie toets nie. En dis interessant, en dit sluit aan by die eerste gedagte van om werklik afhanklik te wees van God. Beteken, moenie twyfel wie God is nie. Moenie die gesag van God betwyfel, of die feit dat hy, soos partykeer voel jy, hy's afwesig, maar dis net 'n gevoel, dis nie die realiteit nie. So die slang toets hierdie gesag van Jesus, en Jesus antwoord baie mooi daarop, en dan op die tweede een dan sê hy, maar ek gaan jou op hierdie hoogte vat, nee, ook soos 'n berg, gaan jou op 'n hoogte vat, en dan gaan ek vir jou sê, spring af, en Psalm 91 sê, maar jy sal mos nie jou voete stamp nie. Sal 'n pa jou honger in die woestyn los, en sal 'n pa jou laat, jy weet, al hierdie koninkryke gee, en nie seer kry nie, hy behoort jou mos te beskerm, en dan sê Jesus, nee, gaan weg van my af. Gaan weg van my af, Satan. En dan die derde ene wat hy hom optoets is, hy wys vir hom al die koninkryke. En dan sê hy vir hom, al hierdie koninkryke is mos joune. Hierdie hele wêreld is joune. So, wat as jy na my luister, en nie na God se tyd, en jy buig voor my, die slang, en jy vat hierdie koninkryke oor, hoe sal dit lyk? Nou die interessante is wat ek te lees, is dat, hoe sal 'n leier lyk, wat, voor hy na die wêreld toe gaan, buig hy voor 'n slang, en hy luister vir die slang, en hy gaan dan na die wêreld toe, en hy preek
vir hierdie wêreld. En dit was die toetse wat Jesus deurstaan het en hy het nie vir een van daai toetse geval nie en toe gaan hy by die berg op en dit bevestig toe nou al die ander teachings van waar jy is en waar hy is. Nou sien jouself in 'n seisoen. Sien jouself in 'n seisoen. Miskien is jy te ryk in jou gees. Weet te veel. Jy dink jy het baie beheer en jy moet besef jy het eintlik geen beheer nie. Jy moet eintlik bietjie meer compassion hê en omgee en oorgee en sê blessed are you if you are poor in spirit. Blessed are those who weep and mourn. Dis waarmee jy begin. Miskien is jy te hard. Miskien is jy op daai plek. Miskien verstaan jy blessing verkeerd. Want dit is nie 'n blessing om te huil nie. Dit is nie 'n blessing om te mourn nie. Maar tog sê die Here dit is. Want dit is genesing. Miskien is jy op 'n plek wat jy provision soek of wat jy wil hê, maar Here voorsien vir my of kan ek vra dat U my nie alleen los nie. Hoekom voel dit altyd alleen? Sorg vir my. En dan beleef jy die wonderwerk of jy soek na die wonderwerk waar God dan 4000 mense voer. En dis interessant dat hy almal voer. Hy los nie mense uit nie. Miskien is jy in daai seisoen. Miskien is jy in die seisoen wat jy 'n revelation soek, waar God transform, waar hy transfigure, waar hy verander, waar hy sê dit is my seun, luister na hom. Miskien is jy in 'n seisoen wat jy sê waar is God? Ek wil God sien. I want to see God. The true mystery of the world is the visible, not the invisible. Jy weet ons soek die hele tyd God in die visible, in die wonderwerke, maar God lê baie keer in die stilte. Nou as Elia vir God soek, dan kom daar vuur en 'n aardbewing en die wêreld skud en daar's wonderwerke. En dan kom daar 'n ritsel in die windstilte. En Elia het sy hoof bedek, want hy het besef dit is God. Miskien as jy God soek in jou seisoen, is dit 'n tyd om stil te raak. Besef ook dat, gaan ek net ver. Besef ook dat miskien judge jy te veel en jy's in 'n seisoen wat laat God oordeel. Laat hy oordeel oor wat moet aangaan en wie moet oorkom. En weet dat hy jou klaar geoordeel het en klaar vergewe het. En jou oordeel teenoor ander dalk bietjie terughou en sê hierdie seisoen, hierdie teaching hier is vir my is dat ek bietjie sal kyk met ander oë en sal sien dat God se genade, daai iets van Jona, God se genade strek selfs tot by Ninive. Selfs tot by daai slegte mense. God se genade strek tot selfs daar. Miskien is jy geforseer deur die omstandighede om te submit. Dis ook 'n goeie seisoen waar jy nie beheer het nie en waar jy geforseer word om eintlik op jou knieë te gaan en te sê Here, red hierdie situasie van my want ek kan dit nie red nie. Red wat hier aangaan want ek kan nie. Dit is nogal deel van blessed are those who mourn, blessed are the poor in spirit. Maar die heel belangrikste, of nie die heel belangrikste, maar die een wat vir my uitstaan, is sy laaste teaching oor die gestuurdheid. Dit alles moet jy doen as 'n gestuurde persoon. Die kerk is nie hierdie uur nie. Die kerk is nie wat hier gebeur in 'n uur nie. Kerk is nie wat hier aangaan nie. Die kerk is hier wat hier beweeg. Deur die week, deur die dag, wat hier uitgaan, wat hier rondloop, wat met mense praat, wat braai, wat kuier. Dis die kerk. Hier is net 'n gebou. Ons is gestuur. En ons is gestuur om te gaan genees. Sy grootste teaching is om te sê, maar luister, daai vrede, ek gaan nie kom en vrede bring nie, ek het dit gebring. Ek het vir jou kom wys hoe. Ek wil dit weer doen, maar ek wil dit in en deur elkeen van julle doen. En dis die uitnodiging. 2026 is dalk die jaar waar jy moet sê, maar dis my jaar waar ek soek na gestuurdheid.
Dan word God stuur my. En soos miskien Jonas stuur hy my na plekke waar ek glad nie wil wees nie. Glad nie wil gaan nie. Maar hy stuur my nie as 'n oorlog, as 'n soldaat nie, maar as 'n vredemaker. Ek nooi jou uit om, I invite you to take a moment and reflect on which season you're in. And I want you to now think of what God wants to say to you. If you are poor in spirit, if you need His face, you need to see Him. If you need to stop judging, the judging season. If you need to really feel again that you have to be sent. Jy voel of nutteloos, God kan my nie gebruik nie. God kan jou gebruik. Maybe you're in a season of submission where you need to surrender. Which is the one that God wants to tell you this morning, today. Lord, help me to hear what you want to say, not what I want to say. In which season I find myself in. What do you want to do with me? Teach me. Maybe I need to resubmit. Maybe I need to see you, encounter you again. Maybe I need to become poor in spirit. Maybe I need to look at judgment differently. Maybe I need to be sent and realize that I'm of value and you will send me. Maybe I should realize that my situation I can't fix without you. Maybe I should realize that my entire life is dependent on my faith and on you. And whatever happens in 2026, it's about faith and the journey of faith. It's about going through seasons, surrendering, realizing you provide, realizing you exist, and you have always existed, realizing that you have always been present, realizing that I'm at fault so many times. Send us into this world as broken healers, as people who are torn, but it's the cracks in us where the light shines through. And may we go with our brokenness into this world and shine our light and change this world. May we stop always praying for peace, but pray that we be the peace in every situation, in every circumstance. That we be forgiveness, that we be these things. For you are working it in us and through us. Maybe we be changing this world so that your kingdom come and your will be done. So that as we stand on the mountain and you bring heaven and earth together, we are standing with you. We're saying, Lord, help us. Help us so we can bring heaven and earth together. So that we can show people heaven. Show people what Christianity is all about. We give you all the glory and all the praise. In Jesus' name, amen. Oh Lord my God, when I'm in awesome wonder, consider all the works thy hands have made. I see the stars, I hear the mighty
how throughout the universe display. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. O Heer my God, as ek in eerbied wonder en al die werke elke dag aanskou, die son en maan, die aarde, sterre, wolke, hoe U dit elke dag so onderhou, dan moet ek juig my Redder en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U, wanneer die hele skepe klink dit saam. O heerlik Heer, U grote naam. O heerlik Heer, U grote naam. Voor ek die seën uitspreek, wil ek net gebed doen. Ek weet daar's mense wat ernstig vir gebed vra. Ek weet daar's mense wat nou ook hier vir gebed vra. Ek weet van Nicolien. Ons bid, Here, vir U ingrype in haar lewe, vir total submission, dat mense ook weet in watter omstandighede jy ook al is, dat U daar is. Dat U God is en dat U heers. Dat U koning is. Dat U bo oor alle dokters en alle mense wat oor haar waak, die heerser is en die koning is. Seën vir haar met vrede, vir Bernie met vrede. Allen, ons bid vir Allen, sy dogter, hospitaal is, ons dink aan hulle. We really just pray for your strength and your presence. There's also other people here. We pray for marriages, we pray for families, we pray for depression. We surrender all of this to You. May You reign. Know that the God, the triune God is with you, and know that His face shines upon you and He hears your prayers. Know that He will appear and He will answer in only the way He knows and you know, for He created you. He knows the amount of hair on your head. He created you in your mother's womb. Know that He is within you and that He is with you from now until forever. Amen.